God het nie almal lief nie, maar haat selfs sommiges. Wie is ons om anders te sê? Wat sê die wêreld? So lief het God die wêreld gehad. Wat sê God in Maleagi 1 vers 1? God spraak, die woord van Jahwe aan Israel deur die diens van Maleagi. Ek het julle lief gehad, sê Jahwe. Nogtans vra julle, waarom het u ons lief gehad? Is Esau nie die broer van Jakob nie, spreek Jahwe. Tog het ek Jakob lief gehad, maar Esau het ek gehaat. Is dit enigstens deel van die inligting van ons geestelike lewe, dat God Esau gehaat het? Wie is Esau? Is Jakob se broer. Is 2 broers, is 'n tweeling. God sê ek het die een lief gehad en die ander een het ek gehaat. Nou sê ons, ja, maar sy liefde het verander by die kruis. Sy liefde teenoor Esau verander by die kruis, en waarom sou dit? Vers 3, maar Esau het ek gehaat, en sy gebergte, sy woonplekke, wildernis gemaak, en sy erfdeel aan die jakkalse van die woestyn prysgegee. As Edom sê, wie is Edom? Dis Esau se nageslag as 'n volk. Jy kry Israeliete en jy kry Edomite. Dis 2 broers se nageslag. As die Edomite sê, ons is wel verwoes, maar ons sal die puinhope weer opbou. Dan sê Jahwe van die leerskare, wie is Jahwe? Hy is die almagtige. Hy is die redder, hy is die verlosser, hy is die een wat aan die kruis gesterf het. Dan sê Jahwe van die leerskare dit, laat hulle bou, ek breek dit tog af. En die mense sal die Edomite noem, grondgebied van goddeloosheid, en die volk waarop Jahwe vertoorn is tot in ewigheid. Het sy liefde verander by die kruis, dan was die kruis die einde van die ewigheid. Want hy sê, ek is vertoorn op Edom tot in ewigheid. So is ons nou nog deel van die ewigheid, of het die ewigheid verbygegaan, want hy is toornig op Edom tot in ewigheid. Dis 'n vreemde God, dis 'n God wat ons nie ken nie. Ons aanbid 'n anti-kris, God van liefde, wat net alles aanvaar. Valse liefde, liefde van geen reëls. Maak net wat jy wil, jy sal vergewe word. Dit is net oop vir enige iets en enige iemand. Dis 'n ander Christus. Dis 'n Christus van losbandigheid.